uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons tuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se Huiskerk. Vandag begin ons met die eerste tema van ons preekreeks. Die tema is God in die gewone van slaap. Wat is slaap? 'n wondersoete ding. Sag op haar bloue oë daal die vaak, soos maaneskyn diep waterkuile raak, om daar te droom in silverskemering. Verlaas beef oor haar lippe 'n fluistering. Nag, papi. Ek merk hoe langsaam hy genaak, wat drome soet tot werklikhede maak. In vaderarms rus my lieweling. Dis 'n gedeelte uit die gedig Slaap deur D.F. Malherbe wat hy al in 1936 geskryf het. Slaap is 'n wondersoete ding, soos hy skryf. Dis deel van die gewone ritme van ons lewe waarmee God ons geskep het. In Genesis lees ons God het die wêreld en ons met 'n ritme geskep, dag en nag. Werk en rus, aktiwiteite en stilte. Dis hoe ons aan mekaar gesit is en slaap is deel van hierdie ritme. Maar daar's ook iets vreemds aan slaap. Elke aand gaan lê ons en ons maak ons oë toe en as jy gelukkig is om vinnig aan die slaap te raak, dan vir 'n paar uur eintlik verloor jy beheer oor jou lewe en oor dit wat in die wêreld aangaan. Vir 'n paar uur gaan die wêreld aan sonder ons. Dat dinge gebeur sonder dat ons eers daarvan weet. E-posse en boodskappe op jou foon moet wag tot jy wakker word. Die probleme gaan nie weg nie, die uitdagings in die wêreld is nie weg nie, maar vir 'n paar uur weet ons nie daarvan nie. So miskien is slaap dan ook een van die grootste dade van geloof. Ek meen as ons mooi daaroor dink, as 'n mens slaap, is jy mos baie weerloos, baie uitgeleer, vulnerable. En ons glo ons sal veilig bly terwyl ons slaap. Ons glo dat niks sal gebeur terwyl ons slaap nie. Ons slaap is eintlik 'n aksie van onvoorwaardelike vertroue en oorgawe. Dis 'n daad van geloof. Maar dis ook nou net as jy gelukkig genoeg is om lekker te kan slaap. Want ek dink baie keer voel ons mos soms soos Dawid in Psalm 6 vers 7. Hy skryf: Ek is moeg van my gesig. Elke nag deurdrink ek my bed, deurweek ek my slaapbank met trane. Soms voel ons soos Dawid. Ons sukkel om te slaap as gevolg van bekommernisse en stres en angs oor goed wat moet gebeur of goed wat nie gebeur het nie. Die goed wat maak dat ons wakker lê in die nag. Die goed wat maak dat ons baie keer selfs pille nodig het om te kan slaap. Die filosoof James Smith skryf hieroor. He said, the number one enemy of Christian spiritual formation today is exhaustion. We are living beyond our means, both financially and physically. Dit veroorsaak bekommernisse en angs by ons wat maak dat ons sukkel om te slaap. En dis waarmee Psalm 127 vers 2 ons dalk kan help. Ons lees daar: Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, eers laat tot rus kom, kos eet wat moeisaam verkry is. Net sowel gee hy dit aan sy geliefdes in die slaap. So hierdie vers wil vir ons perspektief gee. Dit wil nou nie vir ons sê, jy moet niks doen nie, jy moet nie werk nie, jy moet net gaan lê en alles sal vir jou gegee word in jou slaap nie. Dis nie wat dit wil sê nie. Die vers herinner ons dat ons leef in 'n wêreld wat vir ons altyd dring om altyd besig te wees. Omdat ons meer moet produseer, meer moet presteer, dat ons al die antwoorde moet hê, dat ons heeltyd aan die gang moet bly, want soos die ou mense ons gesê het, ledigheid is die duiwelse oorkussing. So die teks herinner ons eerder daaraan, weer aan hierdie ritme waarmee God ons en die wêreld geskape het. Daar's 'n tyd om te werk, maar daar's ook 'n tyd om te rus. En ek dink die teks bevestig vir ons dat slaap is ook 'n gawe van God, dis 'n genadegawe, dis iets wat God vir ons gee, omdat hy vir ons lief is. En die teks gee vir ons gemoedsrus. Want dit wys vir ons dat God aanhou werk, selfs wanneer ons slaap. God hou aan werk in die wêreld, selfs wanneer ons rus en nie eers daarvan bewus is nie.
Dan net nog 'n ding wat ek vinnig wil uitlig oor slaap. Dalk iets wat ons gaan help om 'n bietjie anders oor slaap te dink. In die Bybel leer ons dat 'n dag begin in die aand. Nou ons dus leef ons met hierdie gedagte dat 'n dag begin in die oggend wanneer ons wakker word en dit eindig in die aand wanneer ons gaan slaap. Maar volgens die Bybel begin 'n dag in die aand en dit gaan deur die volgende dag tot die volgende aand. In Genesis 1 vers 5 raak dit duidelik. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend dag 1. Dit was aand en dit oggend en dit is dag 1. Eugene Peterson skryf hieroor. This Hebrew evening morning sequence conditions us to the rhythms of grace. We go to sleep and God begins his work. We wake and are called out to participate in God's creative action. We respond in faith, in work. Evening, God begins, without our help, his creative day. Morning, God calls us to enjoy and share and develop the work he initiated. So slaap is nie net iets wat ons doen aan die einde van die dag nie, nadat ons klaar gewerk het nie. Dis iets wat ons doen om onsself voor te berei vir dit wat God wil hê ons nog moet gaan doen wanneer ons wakker word. God gee vir ons rus terwyl God dan aan die werk is. En as ons wakker word, dan sluit ons aan by dit wat God besig is om te doen. Dis die ritme van genade. So miskien is dit wat ons vandag moet hoor. Om te slaap, om te rus is 'n gawe van God. Dis deel van die ritme van die lewe en ritme van genade. Dit herinner ons ook dat God besig is om te werk, selfs wanneer ons nie eers daarvan bewus is nie. En dit help ons om te doen wat God wil hê ons moet doen. Dit wat God reeds besig is om te doen in die wêreld en ons sluit dan daarbey aan. Ek wil afsluit met 'n gebed wat julle gerus kan leer en self gaan doen. In die vroeë kerk was daar die gebruik, die kerk deur die eeue, was daar die gebruik om in die aand, voor jy gaan slaap, 'n aandgebed te doen. Die aandgebed was soort van 'n refleksie oor die dag wat verby is, sodat jy rustiger kan slaap. So miskien kan jy dit inwerk by jou gewone aandroetines voor jou bed toe gaan, routines. Miskien kan jy so 'n aandgebed in jou routine inwerk. En hierdie gebed bestaan uit 5 elemente, en dit is maklik om te onthou, want mens kan dit jou hand daarvoor gebruik, jou 5 vingers. Die eerste ene is dankbaarheid. Vra vir God, waarvoor is ek vandag dankbaar? Die tweede ene is nabetragting. Dink 'n bietjie, hoe of waar het ek vandag vir God gesien of vir God beleef? Die derde ene is treur. Dink oor wat het jy vandag gesien wat jou hart seer maak? Die vierde ene is vergifnis. Is daar dalk iemand wat jy vandag te nagekom het? Iemand vir wie jy moet vergifnis gaan vra? En die vyfde ene is genade. Vra vir die Here om vir jou die volgende dag te help om sy teenwoordigheid raak te sien en sy liefde te ontvang. Gaan probeer gerus hierdie aandgebed voordat jy gaan slaap. So met dit alles in gedagte wil ek afsluit en ek wil vir jou toewens die woorde van Psalm 3 vers 6. Mag jy hierdie woorde in jou lewe beleef. Ek kan gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die Here onderskraag my.